gesels. Maar baie welkom, baie dankie vir julle bywoning in hierdie week. Ons hoop dit het dan vir julle iets beteken. Kom ons sing weer so 2 liedere saam, lied 281 vers 1 tot 3 en dan lied 519 vers 1 tot 4. Dankie Here vir die voorreg om so rondom die woord te kan vergader,
Dankie vir die goedheid, die genade, die liefde wat ons onverdiend uit die hand ontvang. Dankie Here dat U nou ook hier by ons teenwoordig is. Ons bid ook wanneer ons nou uit die woord lees, dat U vir ons ook daarin sal seën en dat die woord ook deel sal word van ons lewe van elke dag. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil 2 gedeeltes uit Job vanaand lees, uit Job 38 en dan ook 'n paar verse uit Job 39. Job 38 vanaf die eerste vers. Toe die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. Wie die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit? Daardie oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemelliggame gejubel het. Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek, hom met donkerte toegemaak. Ek het vir hom 'n perk gestel om agter die slot en grendel gesit. Ek het gesê, tot hier toe mag jy nie kom nie, nie verder nie. Hier is die grens vir jou magtige golwe. Het jy Job in jou tyd die môre beveel om te kom? Weet jy waar die dageraad vandaan kom? Die dageraad wat lig oor die hele aarde bring, sodat die goddeloses nie in die donker kan skuil nie. Met die dageraad word die vorm van die aarde sigbaar. Dit neem vorm aan, soos klere wat aangetrek word. Dan word die goddelose hulle bestaan ontneem en word hulle geweld beëindig. Het jy Job al gekom by die plek waar die seewater uitborrel en rondgestap op die bodem van die see? Het jy die ingang van die doderyk gesien? Die plek van donkerte al bekyk? Kan jy 'n beeld vorm van die groot wye wêreld? Praat as jy iets daarvan weet. En dan lees ons uit Job 39 vanaf die 34ste vers. Die Here het verder vir Job gesê, wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en hom bestraf? Wil jy vir God teregwys? Antwoord hom dan. Job het toe vir die Here gesê, ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe sou ek U kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stil bly. Ons lees tot sover. En dan uit Matteus 9, die tweede, of Matteus 6, die tweede gedeelte, laat U naam geheilig word. En ons praat vanaand so 'n bietjie oor die kapel in God se huis. Nou ons almal glo ek ken die spreekwoorde of die uitsprake, sit te wag voor jou mond. Die tong wat so klein is, kan 'n geweldige vuur aan die brand steek. Wees stadig om te praat, vinnig om te luister. God het vir ons 2 ore en 1 mond gegee, sodat ons 2 keer kan luister en minder praat. Almal spreekwoorde wat sê dat ons maar net 'n spesie is wat daarvan hou om te praat en nie te luister. Praat kan ons baie goed doen, maar luister sukkel ons mee. Nou Job se lewe was aanvanklik ook nie anders nie. As daar 'n fout in Job se lewe was, dan was dit eintlik sy tong. Hy het eenvoudig te veel gepraat. En dit het alles begin op 'n dag wat Job nooit sou vergeet nie. Die eerste slegte nuus wat Job ontvang het was dat vyande uit Skeba gekom het, Job se osse en sy donkies gesteel het en ook van sy slawe doodgemaak het.
En miskien was hulle nou ergens langs die pad terug besig om 'n lekker vleisie te braai. En toe kom die tweede boodskap. 'n weerlig het al sy kleinvee doodgeslaan. En toe 'n derde een, al die kamele is gesteel. En toe die vierde, die ergste. Jou kinders het partytjie gehou in 'n huis en daar 'n geweldige wind van alle kante gekom, die huis op hulle laat inval en hulle is almal dood. Maar tog, nog was dit nie die ergste nie. Want voor Job regtig hulp kon inroep, kom daar melaatsheid op sy hande en swere aan sy lyf. En Job stap na die ashoop toe. Gister nog was hy in sy huis. Vandag sit hy tussen die vullis en die as. En dan kom besoek sy vrou om daarom. Hierdie ou simpatieke siel wat sy was, kom praat met hom, wil vir hom goeie raad gee. En so tussen al die gepraat, hy sê sy vir hom, vervloek God en sterf. En terwyl Job nog so sit en top oor dit wat sy vrou vir hom gesê het, daag sy vriende ook. En hulle is ook goedvaardig in die kuns van praat. Met die takt van 'n brandnetel praat hulle baie om aan Job mooi te verduidelik wat die oorsaak van sy situasie is. Job vermaak, God is regverdig. En daarom alles wat jou getref het, is jou eie skuld. So seker as wat 112 is, het jy iewers kwaad gedoen. En jy het sommer baie kwaad gedoen. Nie dat jy nou so erg moet ly, want lyding, soos hierdie wat jy nou ervaar, kan net die gevolge wees van sonde. En so het hulle aangegaan, Elifas, Bildad en Sofar, sogenaamde Jobs vriende. Elke een het hulle eie storie gehad, hulle het 'n presiese interpretasie gehad van wie God is en wat God doen. Elkeen van hulle het geglo dat hulle presies geweet het hoekom Job nou in hierdie situasie is en waarom God doen wat hy besig is om te doen. En Job, wat het Job gedoen? Soos 'n ander spreekwoord sê, Job was ook nie op sy mond geval nie. Hy het teruggepraat. Soms het hy saamgestem, ander kere het hy verskil. Want sy opinie was ons dan ook belangrik. Hy was immers betrokke. Hy was immers die een wat nie uit eie keuse hier op die ashoop sit nie. En so het hulle gepraat oor en weer. En kom ons kyk hoe mooi beskryf die boek Job dit vir ons. In Job 3 vers 1 begin Job praat. In Job 4 vers 1 praat Elifas, die Temaniet. Job 6 vers 1 praat Job weer. 8 vers 1 praat Bildad, die Soagiet. 9 vers 1 praat Job weer. En dan in 11 vers 1 praat Sofar, die Naamati. En dan in 12 vers 1 begin Job weer praat. En hierdie mondelinge tafeltennis tussen hulle hou vir 23 hoofstukke aan. Maar nog was dit die einde nie van al hierdie gepraat nie. Want op 'n punt in die gesprek, aan die begin van hoofstuk 24, besluit Job dat hy nou genoeg gehad het van al hierdie geredekabel, van hierdie dinkskram oor wie God is en oor wat aan die gang is. Dit het nou tyd geword dat Job sy eie toespraak begin lewer. En hy het die mikrofoon stewig vasgevat en die preekstoel vasgegryp met die ander hand. En vir 6 hoofstukke het Job sy mening oor God gesê. Hy het vir God presies vertel wie God is. Hy het God gedefinieer. En hy verduidelik wie God is. En dan gee hy sommer 'n oorsig oor God. En het alles wat God of wat Job sê word een ding baie duidelik. Job weet beslis baie meer van God as wat God van homself weet.
Maar dan breek God sy stilswye. In vers 8 in hoofstuk 38. Ek wil amper sê, na die eerste 37 hoofstukke het God nou genoeg gehad van al hierdie gepraat. En God het skaars begin praat, toe besef Job, eintlik moes ek maar stil gebly het. God sê vir Job, maak jou reg vir die stryd. Die stryd wat jy begin het met al jou gepraat oor my. Wat dink jy, Job, weet jy van my af? Was jy daar toe die aarde se fondamente gelê is? Wie dink jy die aarde afgemeet? Weet jy dit? Weet 'n maatlyn oor die aarde gespan? Waarom is die aarde, op watter voetstukke is die aarde neergesit? Wys dit bietjie vir my, as jy dan so slim is. Waar is die plek waar die lig woon en die donkerte? Waar bly dit? Was jy daar waar die sneeu geberg word? Wie gee die reën? Het die reën 'n vader? Wie bring die ryp en die ys tevoorskyn? Wie beheer die sterre? Weet jy die sterre weg? Kan jy vir die wolke 'n stem gee om te praat? Kan jy die weerligstrale uitstuur? En so gaan God aan en aan. God vul Job se kop met vrae. En Job kan nie anders as om die boodskap te kry nie. Net God ken homself. Net God kan God definieer. Job kry skaars kans om sy kop te skud, dan kom die volgende vraag. Maar Job kry die boodskap. Job, jy wat nog nie eens die alfabet leer ken het, van die hemel leer ken het nie, hoe kan jy iets oor my wil sê? Of anders gesê, sodra jy ou Job in staat is om 'n eenvoudige ou dingetjie te doen, soos om die sterre op hulle plekke te hou, dit laat reën, 'n volkstryd sy vlerke kan laat klap, dan kan ons begin praat oor die sin of die rede agter jou pyn en lyding. Maar tot dan toe sal jy moet klaarkom. Sal ons moet klaarkom sonder al jou kommentaar en jou baie woorde. Kry Job die boodskap? Ek dink so. Want in Job 39 vers 37 sê Job, kyk God, ek besef nou, ek is te gering. Wat kan ek hier antwoord? Ek lê my hand op my mond. Ons moenie die radikale verandering in Job se gesindheid en in sy optrede hier mislees nie. Voor Job vir God gehoor het, aan die begin, toe hy as ware nie vir God wou kans gee om te praat nie, kon Job nie genoeg praat nie. Hy kon dood eenvoudig nie ophou praat nie. En hy het 'n verklaring gehad vir alles. Maar toe praat God. En toe kon Job nie meer 'n woord sê nie. Wat wil God hier vir Job en vir jou en my leer? Daar kom baie tye in ons lewens waar ons baie eerder moes geluister het in plaas van gepraat het. Skerper gesê, daar kom tye in elke kind van God se lewe wanneer daar liewer gewag moet word dat God moet praat as wat God met 'n stortvloed van woorde daar toegetakel word. En die woord vir sulke oomblikke kan ons noem eerbied. En die plek of die vertrek waar dit moet gebeur is die kapel in God se huis. En die bede wat in daardie kapel gebid moet word is, laat U naam geheilig word. En hierdie fase van die Onse Vader gebed is 'n smeekbede, 'n versoek. Dis nie 'n stelling nie. Laat U naam geheilig word.
Dis iets wat moet gebeur, wat toegelaat moet word om te gebeur. Ons moet God as ware kans gee om God te wees, by wyse van spreuke. En kom ek verduidelik wat ek bedoel. Sien nou maar, jy is op jou boot in 'n storm op die see, en daar is eintlik maar net een manier hoe jy op die land kan kom. Dan help dit nie om na die golwe rondom jou te kyk of die seestrome nie. Nee, jy moet jou oog op iets rig en dan die boot in daardie rigting stuur. Iets wat nie deur die wind of die golwe geaffekteer word nie. Soos byvoorbeeld 'n lig wat daar op die aarde skyn. Daarop moet jy mik, want die lig staan vas, altyd op dieselfde plek. Die winde en die seestrome en die golwe beïnvloed dit glad nie. Daarom wanneer die golwe van die lewe my wil omslaan, die wind my van koers af wil druk, die seestrome my stadig maar seker in die donkerte wil wegvoer, in omstandighede waar my verstand deur mekaar gewaai word, dan kom God in wie se huis jy en ek bly. En hy vat ons aan die hand en hy lei ons na die kapel in sy huis. Met hierdie woorde, my kind, gaan sit, gaan bid, laat u naam geheilig word en wees dan stil en luister. Laat my toe om God te wees. Plaas jou fokus op my. Ek wat baie groter is as al die vrae wat jy het. Ek wat groter is as elke omstandigheid in jou lewe. Ek wat alles beheer. Bly stil. Fokus op my. Ek wat groter is as enige storm of vraag in jou lewe. En soos ek Job geantwoord het, my kind, so sal ek jou ook antwoord. Meer nog, soos wat ek weer sin en betekenis in Job se lewe gebring het, so sal ek ook vir jou doen. Ek sal vir jou antwoorde gee op al die vrae waarmee jy worstel, op my manier en op my tyd. Sal ek, want ek weet van jou, want jy is mos my kind. Maar, dan moet jy gereeld hier in my kapel kom sit. En al wat jy mag sê is, Here, laat u naam geheilig word. My kind, laat my net toe om God te wees. Die God wat ek is. En nie die God wat jy miskien dink ek is nie. Luister net. En in jou gedagtes en lewe sal jy die antwoorde kry. Praat net 'n bietjie minder. Babbel net 'n bietjie minder. Moet denk nie altyd so slim soos 'n boom vol uile wil wees nie. Kom luister net. Kom sit net. Ek is God. Ek is in my kapel. Daar waar my kinders kom sit om te luister. En daar kry hulle antwoorde op hulle vrae. Die vraag is, wanneer laas het ons regtig voor God stil geraak, sonder om iets te sê, net ons fokus op God geplaas het. Dalk baie lank laas, miskien dalk nog nooit. Miskien is dit ook die rede vir al ons vrae oor die lewe, wat ons soms so met ons swaar saamdra, en wat die lewe dalk vir ons so moeilik maak. Amen. Kom ons word stil, en ek wil nie hê ons moet nou sit en bid nie, maar kom ons raak net stil en ons plaas ons fokus op God. En ons dink net oor God, oor wie hy is, oor wat hy doen. En jy sal uitvind hoe geweldig moeilik dit is om dit te doen. Dit kos uiteindelik baie oefening om dit reg te kry.
Want jy gaan agterkom, my gedagtes gaan kort in 'n koers hardloop. Die oomblik wanneer ek my fokus net op God wil plaas. So kom ons word stil en ons fokus net op God, sonder om woorde te sê, sonder om met God te praat. Ons plaas net ons fokus op Hom. Amen. Kom ons sluit weer af met lied 266, die Onse Vader, en na die seën kan ons ook afsluit met die Amen. Mag dan door die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid.